Vriende, indien jy 'n rugbywedstryd, 'n konsert of 'n toneelstuk wil gaan kyk, moet jy natuurlik 'n toegangskaartjie bekom. Partykeer is die kaartjie op jou selfoon, dit is 'n digitale kaartjie. Ander kere is dit 'n kaartjie van papier wat jy fisies saamneem na die geleentheid. Maar wat gemaak in die tyd van die Bybel? Mense het natuurlik nie beskik oor tegnologie nie. Daar was nie iets soos 'n digitale kaartjie nie. En papier was ontsettend skaars. Hoe het jy toegang gekry tot die Kolosseum of 'n toneelstuk? Hoe kon jy bewys dat jy hierdie geleentheid mag bywoon? Nou sommige kenners sê dat mense of 'n houtblokkie of selfs 'n wit klippie gebruik het met jou naam daarop gegraveer. En dit het gedien as kaartjie of as bewysstuk dat jy die geleentheid mag bywoon. Nou jy wonder seker, wat het dit te maak met die Bybel of ons geloof in Christus? Nou vriende, lees gerus Openbaring 2 vers 17. Hier is Johannes aan die woord en hy sê vir die gemeente in Pergamum, indien julle vasbyt, indien julle die vervolging verduur, indien julle vashou in julle geloof in Christus, sal julle ook 'n wit klippie ontvang as beloning. En jou naam, wat net God ken, sal daarop gegraveer word. Dit is die gelowiges se beloning vir die wat vashou in hulle geloof in Christus. Nou vriende, dit is natuurlik 'n metafoor. Dit is 'n beeld wat ingespan word om vir ons iets te verduidelik. Wat probeer die skrywer vir ons sê aan die hand van hierdie pragtige beeld? Indien ons vashou in ons geloof in Christus, ten spyte van vervolging, ten spyte van ongeloof en twyfel, sal ons ook 'n wit klippie kry, of anders gestel, toegang kry tot die nuwe Jerusalem, of anders gestel, dan is ons seker van ons verhouding met God, vandag hier in sy koninkryk op aarde, maar ook in die toekomstige koninkryk wat volg. Ek en jy wat glo, het elkeen 'n wit klippie ontvang. 'n Bewys dat ons mag toegang kry tot hierdie nuwe realiteit, hierdie nuwe verhouding met God. Die teksgedeelte eindig dan deur so pragtig te sê: die wat ore het, moet luister. Die wat oë het, moet sien. Kom ons luister en mag ons hierdie waarheid raak sien vir wat dit is. Mag die Gees ons hierin bystaan. Amen.